Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het gister begin met 'n nuwe reeks met die titel Die Potensiaal van die Woord. En ons wegtrekpunt vir hierdie tema is die gelykenis van die saaier wat ons in Markus 4 kry. Die vraag wat ek wil hê, ek en jy moet uiteindelik kan antwoord is, hoekom werk die woord nie altyd in my lewe nie? En vergeet bietjie van die mense om jou. Jy weet, daar is mos altyd daai een aan wie ons kan dink vir wie hierdie boodskap eintlik bedoel is. Vergeet bietjie vandag van daai ou. Vra hierdie vraag vir jouself en wees bereid om saam met my op hierdie journey deur hierdie gelykenis te gaan en jouself 'n paar harde vrae te vra en 'n paar harde antwoorde te gee. En ek sê weer wat ek al baie gesê het en wat ek in my Here Jesus se bediening op aarde gesien het. Niks van hierdie is om jou op 'n guilt trip te stuur nie. Skuldgevoelens en selfveroordeling het geen positiewe uitkoms nie. Hulle is bitter swak en slegte leermeesters. Waar Jesus ons by wil uitbring is bekering. En bekering is nie soos ons dit gewoond geraak het, dat dit net bedoel is vir sondaars wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker nie. Dis reg om dit daarvoor te gebruik, maar ons as wedergebore Christene kan ons ook bekeer. Of dalk is 'n beter Afrikaanse woord om te gebruik om tot inkeer te kom. Die Engelse praat van repent. En aangesien ek nou klaar op hierdie afdraaipad is, kom ek maak net maar klaar waarmee ek begin het. Die woord in die oorspronklike Grieks vir bekeer of repent is dalk 'n woord wat jy al gehoor het, en dis die woord metanoia. Ek hoop ek spreek dit reg uit, as ek verkeerd is, vergewe my maar daarvoor. Maar metanoia beteken letterlik om anders te begin dink. So jy hoor 'n waarheid, jy kom agter dit was nie hoe jy dit gesien of geleef het nie, jy erken dit voor God, en jy sê dankie vir die bloed van Jesus wat jou skoon was, en jy begin leef in lyn met hierdie waarheid. Dis so eenvoudig. Dis wat bekeer beteken. Jy maak 'n 180 grade draai van hoe jy gedink en geleef het, en jy begin dink en leef nou anders. Wat jy nie wil doen nie, is om vir dae en weke rond te loop en sleg te voel oor wat jy gedoen het, en jouself vreeslik jammer te kry en 16 keer 'n dag vir God te sê hoe jammer jy is, en jy hou sommer op om te bad, en jy hou sommer op om te eet, om vir die wêreld te wys hoe jammer en beklaanswaardig jy is. Dis 'n doodloopstraat en dit plaas die fokus op jou oor hoe goed jy kan jammer sê. As jy Jesus wil vereer vir die krag van sy kruisdood en sy bloed, erken eenvoudig dat sy bloed jou skoon gewas het en beweeg aan, net in die teenoorgestelde rigting as voorheen natuurlik. En dis wat metanoia of repent of bekeer beteken. En voor ek verder gaan, wil ek ook net hierdie ingooi. Ek glo glad nie daarin dat 'n wedergebore Christen weer kan wedergebore word nie. Jy word nie weer en weer wedergebore elke keer as jy struikel en bely nie. Soos ek al voorheen ook gesê het, 'n skaap wat in die modder val word nie skielik 'n vark nie. Hy's net 'n vuil skaap. En die oplossing is maklik. Was hom af en hy lyk weer soos 'n mooi skoon skaap en hou hom weg van die modder af. Wel, net so met ons. As ek en jy as seuns en dogters van God val, verloor ons nie ons kindskap nie. Ons bely eenvoudig ons sonde, draai weg daarvan en hou aan om kinders van God te wees. Besig om te groei en volwasse te word om soos ons Pa te lyk. Wat jy wel hiermee wil saam doen, is hardloop met 'n spoed weg van dit wat jou laat val het in die eerste plek. Ek was byvoorbeeld vir baie jare totaal en al verslaaf aan pornografie en ek het in die proses amper my vrou gebreek. Maar die Here het my in 2016 bonatuurlik en in 'n oogwink verlos daarvan. Maar ek het daarna 'n verantwoordelikheid gehad om 'n 180 grade omkeer in my gedagtes en in my leefstyl te maak. Ek moes weghardloop van dit wat my voorheen laat struikel het. Ek was verlos, maar wat ek nie kon doen nie, is om my vlees te vertrou. My gees was wedergebore, maar my gedagtes en my vlees moes groei. So ek het praktiese dinge gedoen om te pas by my bekering. Ek het byvoorbeeld my foon vir my vrou gegee en vir haar gesê sy kan enige vrou se nommer wat sy nie daarop wil hê nie, kan sy verwyder. Ek het vir haar toestemming gegee om my Google History te gaan delete en sy het tot vandag toe nog toegang tot my Google account op haar foon en op haar rekenaar. Nie omdat sy my nie vertrou nie, maar omdat ek gekies het om haar hart te beskerm in hierdie proses. Ek moes kies om sekere programme op TV nie mee te kyk nie, bloot omdat ek my vlees nie kon vertrou nie
en omdat ek by my keuse van 'n 180 grade omdraai moes bly. Wat ek hierdeur wil sê is, bekering is 'n besluit om te verander. En jy bly by daai veranderings, en jy hardloop weg. Jy stap nie weg nie, jy hardloop weg van jou vorige manier van dink en doen. Dis nie 'n bejammeringssessie waarna jy net weer doen wat jy gedoen het nie. Dis glad nie wat bekering is nie. En ja, ons leef absoluut in 'n nuwe verbond van genade, maar genade smeer nie jou foute toe nie. Genade is God se bemagtiging om op te hou en anders te wees. Maar hoekom sê ek hierdie alles? Want ons gaan in hierdie gelykenis van die saaiër agterkom dat daar dinge in ons lewe is wat ons toegelaat het en wat besig is om die krag van die woord in ons lewens te verstik. En dan moet ons die guts hê om te sê, Here Jesus, ek erken wat u woord vir my sê en ek keer om. Ek weier om in sak en as te gaan sit, maar ek bely dit, ek ontvang u vergifnis, ek hardloop in die krag van u genade in die teenoorgestelde rigting, want ek wil alles beleef wat u vir my gekoop het aan die kruis, en ek wil groei tot wat u vir my voorhou in Efesiërs 4 vers 13, naamlik dat u daar vir my sê, dat ons kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis wat ons wil bereik in hierdie lewe. Want die wêreld daar buite het nodig om te sien hoe lyk Jesus, en ek wil dit vir hulle wys. Dankie Here, u gee ons die krag, u genade bemagtig ons om weg te draai van ons ou verkeerde leefwyse. En is nie altyd noodwendig sonde nie, Here, ons gaan dit sien in hierdie gelykenis, maar daar's dinge wat ons toelaat in ons lewe, wat u woord verstik. En as ons daai goed raak sien, Heilige Gees, help ons om dit te bely en weg te draai. Dankie Here dat u genade ons die krag en die mag gee om dit te doen. Ons eer u, u is 'n goeie God, u is 'n liefdevolle God, en dankie dat u deur die liefde vir ons die waarheid kom wys. Ons eer u, die naam van Jesus. Amen. Geliefde van Jesus, as jy dalk by ons bediening wil betrokke raak, as jy dalk in ons bediening wil insaai, jy is meer as welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za. Jy sal al die besonderhede daar kry. Onthou net, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.